Ja, hartlik goeiemôre, liewe broer en suster, vriende. Baie welkom weer by ons bymekaar kom, by ons kuier. Ek sit hier buite, um, en dit reën so saggies en so 'n rustige atmosfeer terwyl dit hier buite reën en 'n mens die soos die reën val, die seën van die Here en sy genade ook in 'n mens se lewe ervaar. Ek wil môre 'n bietjie stil staan en 'n bietjie praat oor 'n vraag wat in my eie hart al baie opgekom het. Nie omdat 'n mens dit wil betwyfel of net dit wil afskiet en van ontslae raak nie, maar omdat daar soveel dinge in gesê word deesdae oor verwagtinge wat daar gestel word vir kinders van die Here wat as nie Jode die Ou Testament en dan die eerste gedeeltes van die Nuwe Testament lees. En die vraag is dan nou vanmôre is die gedagtes, moet die liggaam van Christus, grootendeels dan die heidene, ons vandag, steeds alles volg en doen wat Jesus met die groot opdrag van Matteus 28 en Markus 16 beleef het. Nou, met die eerste oogopslag of die eerste hoor hiervan sal jy seker in die hart sê, maar dis die opdrag. En ek dink nie eers ons moet hieroor praat nie. Maar ek het baie hieroor gepeins, nie met die gedagte om dit af te skiet nie, maar dat daar, soos ek gesê het, baie dinge gesê word wat ek dink nie regtig ons as heidene, as nie Jode daaraan kan verbind nie noodwendig net die groot opdrag nie, maar baie ander dinge wat daar gesê word wat uitsluitlik aan die Jode gegee is. As jy kyk maar na die opdrag van die disippels om uit te gaan, was die opdrag van die Here Jesus om na die verlore stamme van die huis van Israel te gaan. So uitsluitlik was die opdrag gewees om met die Jode die evangelie te deel van die koninkryk. En dan sien ons nou dat dit ook grootendeels die groot opdrag dieselfde gedagte en agtergrond mag hê. En wil ek dan so 'n bietjie vanmôre kortliks met jou deel en saam met jou deur hierdie vraag worstel, as ek nou die woord worstel kan gebruik. Daar is vir my 'n verskil tussen die groot opdrag en die Nuwe Testamentiese kerk se sending met die evangelie van genade. En ek wil probeer om dit prakties met jou te deel en ek het 'n iewers iets op die internet gekry wat ek maar nou vir Afrikaans het. En dit het my geprikkel dan om met hierdie gedagte of redevoering dan nou voort te gaan. Toe Jesus die opdrag gegee het, was daar 'n hele aantal dinge wat die omstandighede bepaal het, maar ook die opdrag bepaal het. En ek wil vinnig net 'n kortliks 'n paar met jou deel. Daar is 'n baie duidelike onderskeid tussen die dispensasie van die wet onder wie die Jode grootendeels en selfs Jesus se tyd geleef het, die kruis en dan die dispensasie van genade wat dan twee verskillende testamente of dan twee dispensasies vir ons na vore bring. Toe Jesus gepreek het en die opdrag gegee het, lees ek 'n paar dinge wat uitstaan. Dit is dat die evangelie wat gepreek is, die evangelie was van die koninkryk. Dit het gegaan oor 'n belofte wat ter vervulling moes tree van 'n aardse koninkryk waar Jesus dan op die troon van Dawid koning sou wees. Die sending was
in Matteus 10 'n sending na Israel alleen. En ook as 18 was die voorwaardes gewees dat hulle alles moes verkoop het en Jesus moes gevolg het. In Matteus 23 word daar ook genoem dat dit grootendeels gegaan het oor die onderhouding van die wet. En dan sien ek iets baie interessants in Matteus 24, waar Jesus oor die einde praat, gaan dit pertinent oor dat hulle nie verseël was of sou wees om as kinders van God deur die Heilige Gees verseël te wees om nie verlore te gaan nie, maar dat hierdie dispensasie van die koninkryk sou afhang van volharding tot die einde toe. En dan ook as ons na die gebed van die Here Jesus kyk in Matteus hoofstuk 6, dan gaan dit oor vergewe om vergewe te word. En dis 'n paar dinge wat my laat wonder het oor die noukeurige navolging van die opdrag teenoor ons as kerk se sendingroeping. Wanneer ons kyk na die sending van die kerk, dan sien ons dat ons nie meer onder die wet is nie. Dat ons gered word volgens Efesiërs 2 deur genade en dat ons Jesus verkondig as die gekruisigde. Dan is ons reeds vergewe in Christus om dan as nuwe skepsels gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. En dis ook 'n belangrike aspek is dat daar geen waterdoop volgens 1 Korintiërs 1 vers 17 vir die heidene vereis word. So dis vinnig die verskil tussen die twee. Inleidend wil ek begin deur te vra om die groot opdrag te verstaan deur die Paulus manier van evangelie aanbied. Dis 'n opregte, maar ook 'n belangrike vraag. Moet ons die groot opdrag verstaan met die bril van Paulus se evangelie aanbieding aan? Dis 'n algemene vraag, maar ook 'n vraag wat noukeurig skriftuurlik duidelik vereis word om ook daarna te kyk, nie aannames te maak nie, nie tradisies te volg nie, en met geen emosionele druk dat van die een na die ander geskuif moet word en die een moet verwerp word en die ander aangeneem word. Dat ons nou met 'n emosionele ding moet sit. Baie gelowiges sal vandag vir jou sê, soos wat ek nou sopas ook dan gesê het, is Jesus het dit dan beveel. Ons moet dit bloot gehoorsaam. Nou die vraag is, nou is Matteus 28 van toepassing op die Nuwe Testamentiese kerk. Kom ons kyk na die opdrag in perspektief. Ek gaan Matteus 28 vers 19 vir jou lees. Hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek vir julle beveel het. Jesus praat met sy disippels en hy sê, hulle moet die disippels gaan maak van al die nasies. Die nasies moet gedoop word in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en hulle moet geleer word om alles te onderhou wat Jesus die disippels beveel het.
Die ekwivalente beskrywing van die groot opdrag lees ons in Markus 16 vers 15. Hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Nou ons moet nie, omdat ons dalk nou in 'n gereformeerde agtergrond is, probeer om hierdie hom glo en laat doop weg te redeneer nie, wat baie keer ons so maklik wil doen nie. En as ek nou vanuit 'n Pinkster agtergrond kom, dit juist dan nou wil verskerp en sê, maar hier staan glo en doop en sal dan gered word. En dan sê hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Maar dan sê vers 17 en vers 18 iets wat nog al die jare terwyl ek gereformeerd groot geword het en ons waar ek geleer het ten sterkste hierdie ding van die doop wou beveg het. En klem gelê op die feit dat hy sê, maar die wat nie glo nie sal veroordeel word, dat die doop nou nie belangrik is nie. Maar vers 17 vers 18 sê, en vir die wat geglo het, en hy sê, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. En dan noem hy 'n klompie tekens soos hulle sal giftige kos eet en niks oorkom nie. Hulle sal slange opneem. En my vraag was nog altyd vir my gewees, nou vir die wat nou geglo het en gedoop is en die opdrag moet uitvoer, sien ons hierdie tekens vandag nog manifesteer. Ons opdrag, of die opdrag wat Jesus dan vir sy disippels gee voor sy hemelvaart, in Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. In Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Word daar in die missiologie die sendingarm van die kerk gepraat dat hier 3 fases is. In jou dorp, jou omgewing, jou land, uiterste van die aarde. En dis hoe die sendingopdrag dan nou volgens Handelinge 1 vers 8 moet ontwikkel. Maar dit lyk tog, en ons gaan 'n bietjie later hieroor praat, asof die disippels nie tot by die uiterste van die aarde gekom het nie. En dis wat my laat wonder het. Die verskil is egter, is dat die skrif wat reg verdeel word, volgens 2 Timoteus 2 vers 15, om die woord van die waarheid reg te sny, vertel na my mening 'n ander storie. En ek wil ook hierdie ander storie, die ander kant, vir jou bied, nie as evangelie dat jy dit nou nie nakom jy nou gered of ongered is nie. Maar die perspektief net vir jou op 'n gelyke voet sit. Dit gaan nie oor 'n saak van gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid oor die groot opdrag nie. Maar dit gaan vir my oor 'n dispensasionele begrip om die werkswyses van die opdragte te onderskei. Dis nie 'n gesindheid van aanneem of weiering van die groot opdrag nie, maar van die woord van die waarheid reg te sny. Nie gaan dit nie oor die valsheid van die waarheid nie, maar om die waarheid van die woord, dit wat waar is, op sy regte plek te sit. Want 2 Timoteus 2 vers 15 sê, lê jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid
dit wat waar en eg en heilig en reg is, om dit reg te sny. So dit gaan nêrens in hier in 2 Timoteus 7:15 oor die ware van die valse. Dit gaan oor dit wat waar is, op die regte plek te plaas. En ek dink nie dat ek deesdae dit genoeg in my eie lewe en wanneer ek preek wil beklemtoon nie, om die woord van die waarheid reg te sny. Nou kom ons spring weg. Die eerste saak is Matteus 28 is na my mening baie duidelik aan die 11 gegee nadat Judas nou dood is. En later is Matthias gekies en hy word nou deel van hierdie opdrag. En hierdie opdrag van Matteus 28 is nie aan die liggaam van Christus gegee nie. En ek gaan nou vir jou sê hoekom ek so sê. Voordat ons vra, kan ons die opdrag gehoorsaam? Moet ons eers vra aan wie dit gegee is. Want dit is belangrik dat die hele skrif, sê Paulus, is deur God gegee. Is geskryf tot ons onderwysing en ons lering, maar nie vir ons nie. Want dan gaan jy baie teksverse in die Bybel kry waarmee die evangelie aanbieding aan die heidene gaan bots. Want Matteus 24 sê byvoorbeeld, jy moet volhard tot die einde toe om gered te word. Hy praat met Jode in die verdrukkingstyd. So dit is belangrik om voordat ons vra, kan ons dit gehoorsaam? Eers te vra en te onderskei aan wie is hierdie opdrag gegee. Matteus 28 vers 16 bied ons die konteks van die toneel. Ek lees daar, hy sê, toe het die 11 disippels na Galilea gegaan. Met ander woorde, die opdrag, as ons na die konteks kyk, is aan die 11 disippels gegee na Jesus se opstanding. Die liggaam van Christus, soos Paulus dit as 'n verborgenheid na Handelinge 9 met die heidene deel en ook die Jode wat hierdie genade dispensasie aanneem, het die liggaam van Christus dan nog nie bestaan nie. So toe die opdrag gegee is, was dit gegee aan die Messiaanse Jode. En by Messiaanse Jood bedoel ek hulle wat Jesus as die Messias aanvaar het, met die gedagte van 'n aardse koninkryk. Dis wat Jesus in die evangelies verkondig het. Paulus was nog nie in Handelinge in Matteus 28 gered nie. Hy word eers gered en geroep in Handelinge hoofstuk 9. 'n derde ding is die verborgenheid wat God aan Paulus gee, volgens Romeine 16 vers 25, was nog nie geopenbaar nie. Daar's 7 verborgenhede wat aan Paulus gegee word, wat hy met die liggaam van Christus moes deel. En die verborgenheid was nog nie geopenbaar nie. Jesus praat hier met die apostels van Israel. En dis belangrik as ons na die wie van die vraag kyk. In die tweede plek praat hy met dienaars van die verbond van die besnydenis. En die fondasie van hierdie opdrag is die koninkryksprogram. Die koninkryk wat Jesus op die troon van Dawid moes kom vervul het. Elke opdrag in Matteus 28 pas perfek by die apostels en die dienaars van die besnydenis se roeping. Maar om eerlik te wees, dink ek nie pas dit in by
by ons evangelie aanbieding nie. In die tweede plek is die opdragte van Matteus 28 koninkryksopdragte. Kom ons kyk na die besonderhede. Die eerste saak is, gaan en leer al die nasies. Gaan dan heen, maak disippels, doop hulle, leer hulle. So die eerste saak is, gaan en leer al die nasies. Dit stem ooreen met die profesie dat die heiden na wie toe moes gegaan het, geseën sou word deur Israel. Die belofte wat God vir Abraham in Genesis 12 gegee het. Dat in jou sal al die geslagte van die aarde geseën wees. So, die gaan stem ooreen met die profesie dat die heiden word deur Israel geseën. In Jesaja 60 lees ek die volgende, hy sê, staan op, word verlig. Hy praat met die volk Israel. Want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke. Maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Baie duidelik dat Jesaja 60 die belofte van Israel wat tot seën vir die ander volke sal wees, is juis hierin geleë dat Israel met hierdie koninkryksprogram die wêreld sou ingaan. Vers 3 van Jesaja 60 sê, en nasies sal trek na jou lig, en konings na jou stralende opgang. So, die lig wat Israel bied, sal die donkerte raak sien en die mense in die donkerte, die nasies, sal na die lig van Israel toe trek. Sagaria 8 vers 23 sê, so sê die Here van die leerskare, in die dae sal 10 man uit al die tale van die nasies die slip van 'n Joodse man gryp en dit vashou en sê, ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is. Sagaria praat aan die einde, nadat die volk uit ballingskap teruggekeer het, en die boodskap van Sagaria praat oor die dag van die Here. Hy praat oor die komende Messias. Hy sê, daar sal 10 uit die nasies sal na die Jood toe gaan, na Israel toe gaan. En vir hom sê, ons wil met saam met jou gaan, want ons het gesien dat die Here julle seën. En dit het glad nie die onafhanklike heidense bediening soos Paulus dit aanbied in gedagte nie. Dat Israel sal die trekpleister wees met Matteus 28 se koninkryksopdrag. Die tweede is wat hy vir hulle gee is doop hulle. Gaan, tweede, doop hulle. Waterdoop was 'n vereiste vir Israel se koninkryksprogram. Want ek lees, as ek hierdie opdrag lees in Markus 16 wat ooreenstemmend is Matteus 28, hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het en dan gedoop is, sal hierdie tekens volg. Handelinge 2 vers 38 sê,
nadat hy in vers 36 tot die preek op Pinksterdag tot 'n einde kom, en vir hulle sê dat julle het Jesus vermoor. Sê vers 37, hulle was diep in die hart getref, en hulle vra vir Petrus en die ander apostels, wat moet ons doen? Is dit nou te laat? Vers 38 sê, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot met die oog op vergifnis van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Bekeer julle, en laat elkeen van julle, wat nou Jesus as, julle het hom doodgemaak, julle aanvaar hom nou as die Messias, en die doop is nou hierdie uiterlike erkentenis, dat ek deel word van hierdie messiaanse gemeenskap of kerk dan. En dit sal lei tot vergifnis van sondes en die ontvangs van die Heilige Gees. Dit was nooit die evangelie wat vir die liggaam van Christus aangebied is nie. Hierdie Handelinge 2 vers 38 gaan oor 'n evangelie omdat hulle Jesus as Messias verwerp het. Want Paulus skryf in 1 Korintiërs 1 vers 17, nadat hy in 1 Korintiërs die andersheid van sy evangelie bekend maak, sê hy, van Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Die heiden is nie ingesluit in die belofte van 'n aardse koninkryk. En daarom het die doop dan, wat hulle in die verbond inbring, dat Jesus die Messias is, dat hy hulle koning is, want hulle het hom verwerp, word deel van die koninkryksprogram waar die heiden geen deel aan het. Die derde is, hy sê, gaan, doop hulle, leer hulle. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit sluit in, verkoop alles wat jy het, Matteus 19 vers 21, genees siekes, Matteus 10 vers 8, wek dooies op, Matteus 10 vers 8, verlaat jou familie, Lukas 14 vers 26, en onderhou die wet, Matteus 23 vers 2 en 3. Dit sluit ook in, vergewe om vergewe te word, Matteus 6 vers 14 en 15. Nou is my vraag, doen die liggaam van Christus hierdie dinge vandag? Moet ons vergewe om vergewe te word? Ons vergifnis lê in die persoon en in die versoening van Jesus Christus. Ons doen dit nie. Nou hoekom nie? Omdat dit nooit aan ons gegee is as 'n opdrag nie, want ons het nie deel aan 'n aardse koninkryk nie. Om alles hoegenaamd net te gehoorsaam, is om Israel se program my program te maak. Om binne die program van Israel my te begewe. En dis presies nie wat die program in gedagte het. 'n derde vraag, of 'n derde saak is die groot opdrag, ons het nou net genoem en ek wil 'n bietjie tyd spandeer hier. Die groot opdrag het tekens wat nie die evangelie van Paulus bevat nie. Paulus se evangelie bied geen tekens nie. Markus 16 lees ek as die parallelle opdrag van Matteus 28 en dit sluit in die volgende. Hulle moet duiwels uitdryf, hulle moet in tale spreek, hulle moet slange optel, daar praat van 'n onmiddellike genesing. Hierdie tekens sou die koninkryk evangelie bevestig het.
duiwels uitdryf, in tale praat, slange optel, genesings. Nou sal ouens wat nou hierdie tipe van dinge glo sal sê, maar ja, daar word duiwels uitgedryf, ons praat in tale, daar is genesings, maar dis nêrens tekens wat ek in die evangelie aanbieding van Paulus lees nie. Hierdie tekens bevestig die evangelie van die koninkryk. Hoekom sê ek so? Kyk wat sê vers 20 van Markus 16. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Die wegspring van hierdie groot opdrag van die Jode aan Jode en Jode aan heidene was tekengebonde. En dit het die opdrag, die koninkryksopdrag bevestig. Hulle het uitgegaan, hulle het geglo, hulle is gedoop, hulle het uitgegaan om te gaan preek. Gaan leer hulle, Matteus 28. En die Here het saamgewerk. En dit wat gebeur het is bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Nêrens sien ek dit in die Nuwe Testamentiese aanbieding van Paulus aan die heidene nie. Paulus sê, inteendeel, die Jode het 'n teken nodig. 1 Korintiërs 1 vers 22. En tale, 1 Korintiërs 14 vers 22, is as 'n teken gegee vir ongelowiges. Tale en tekens is vir die Jode. Taal het geen teken, was geen teken vir die gelowiges nie. Maar nou sê jy, maar hoekom was daar 'n talekwessie in Korinte? Dit was 'n metropolitaanse stad. En hulle wat dan tot bekering gekom het, die heidene, het in hulle taal gepraat. Nie hierdie brabbeltale wat vandag gepraat word nie, maar fisiese tale. En daar moes iemand wees wat dit kon uitlê. En dis hoekom 'n taal 'n teken was dat die ongelowiges by Jesus uitgekom het. En dit is belangrik om te onderskei dan dat tekens nie vir die liggaam van Christus vandag is nie. Hulle het aan Israel se profetiese program behoort. Want ons wandel, sê Paulus, deur geloof en nie deur tekens of deur aanskoue nie. Ons verkondig Christus as die gekruisigde en nie Christus en wonderwerke. Die evangelie van Paulus gaan oor die evangelie van Christus as die gekruisigde. 'n vierde gedagte wat ek met jou wil deel is, Paulus noem nooit Matteus 28 in sy hele aanbieding van die evangelie en die verborgenhede aan die heidene, nie een keer. Dit is treffend dat Paulus dit nooit een keer aanhaal nie. Hy beroep hom nie op die groot opdrag nie. Hy pas dit nooit toe nie. In plaas daarvan sê hy, ek spreek tot julle, Romeine 11 vers 13. Ek spreek tot julle heidene, aangesien ek 'n apostel van die heidene is. Vir hom gaan die evangelie wat aan die heidene moet gebring word, die evangelie van genade, dit gaan oor Jesus en hom as die gekruisigde. Dis 'n ander apostel vir die heidene. Dis 'n ander opdrag, is 'n ander boodskap, is 'n ander bedeling. Paulus het die bediening van genade direk van die opgestane Jesus Christus ontvang. Hoor wat sê hy. Efesiërs 3 vers 1 en verder. Om hierdie rede is ek Paulus, die gevangene van Jesus Christus, vir julle wat heidene is. As julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God,
wat aan my verleen is vir julle, dat hy aan my deur die openbaring bekend gemaak het die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het. As jy Romeine 16 vers 25 lees, Efesiërs 2 hiervan vers 11, 12, 13 af lees, Efesiërs 3 lees en verder lees, sal jy agterkom dat Paulus met verskillende verborgenhede besig is. En hy sê hierdie evangelie aan die heidene was weggesteek, maar dit is nou bekend gemaak dat ek dit met die heidene moet deel. Vers 4, waardeur julle, as julle dit lees, want hy praat met die heidene, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote aan die beloftes in Christus deur die evangelie. Vir die eerste keer word die heiden ingetrek en die middelmuur van skeiding waarvan Efesiërs 3 praat, word weggeneem, die skeiding tussen Jood en heiden, en nou word albei in Christus tot 'n liggaam verenig. En hier begin die openbaring van die verborgenheid van die liggaam van Christus. Israel was nooit die liggaam van Christus nie. Hulle is na my mening die bruid van Christus. En ons is sy liggaam. Want hy noem die heidense, die Nuwe Testamentiese kerk, dat hy is die hoof, ons is die lede. Nou my vraag is dan, en ek het dit al op 'n stadium hanteer, hoe kan die hoof dan met die liggaam trou? Want ons is nie die bruid nie. Ons is die liggaam van Jesus Christus. Waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God, wat aan my gegee is ooreenkomstig die werking van sy krag. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspreeklike rykdom van Christus te verkondig en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in God, wat alles geskaap het deur Jesus Christus. Dit is die opdrag wat aan die liggaam van Christus gegee is, wat ons moet gehoorsaam. Dat ons die wêreld, die ander heidene, ook Jode, sal inbring om nie Jesus as Messias te aanvaar, maar Jesus as die gekruisigde. Daar's 'n baie groot verskil in aanbieding. Maar daar's 'n vyfde. En nou kom ons by half die gevolgtrekking. So moet die liggaam van Christus alles gehoorsaam wat hy in Matteus 28 beveel het. Ek wil 'n duidelike, sagte en 'n pastorale antwoord gee, en die antwoord is nee. God het nooit bedoel dat ons as heidene hierdie opdrag sou uitvoer. Nie omdat ons ongehoorsaam is nie, maar omdat ons 'n ander bedeling en bediening het. Nie omdat ons ongeestelik is nie, maar ons op 'n ander vlak van sending staan. Nie omdat ons nie omgee vir siele nie, maar omdat Matteus 28 nie ons opdrag is nie. Dit was die groot opdrag vir Israel. Dis nie die genade opdrag wat Paulus met die kerk, met die heidene gedeel het nie.
Ons verkondig, en ek gebruik die woord 'n ander evangelie, met die uitsluitlike doel, dit bly steeds die evangelie van Jesus. Hy is die redder, hy is die een wat kom sterf het, vir Jood en vir heiden. En dis hoekom die Jode dan later in die verdrukking sal ingaan, want hulle sal moet as volk nasionaal hulle tot Jesus bekeer, omdat die anti-kris gaan probeer om hulle te beslei, om die koninkryk in te gaan. Ons verkondig dus 'n ander evangelie, omdat die heidene nie verbind is aan die messiaanse belofte van 'n aardse koning nie. Die andersheid van die evangelie is, ons is gekoppel aan Jesus, die gekruisigde, die een wat ons as sy liggaam aanvaar en neem. Ons werk onder 'n ander program. Ons volg 'n ander stel instruksies ten opsigte van hierdie opdrag. Ons opdrag word in Paulus se briewe gevind, Romeine tot by Filemon. Ons is volgens 2 Korintiërs 5 vers 20 ambassadeurs van Christus. Die bediening van die versoening is ons in 2 Korintiërs 5 vers 18. Christus het vir ons sondes gesterf, is begrawe en is vir ons opgestaan. 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4. Efesiërs 3 vers 9 sê, laat almal sien wat die gemeenskap van die verborgenheid is. Ons moet die verborgenheid van Christus aan die wêreld gaan deel. Dis ons opdrag. Dis ons roeping. Dis ons gehoorsaamheid. Dis ons plek in God se ewige doel. Ek sluit af. Maak 'n gevolgtrek. Matteus 28 is aan die 11 disippels gegee en nie aan die liggaam van Christus nie. Die bevele daarvan pas in by Israel se koninkryksprogram. Waterdoop en die tekens is alles wat ooreenstem met die program van die koninkryk en stem nie ooreen met Paulus se evangelie aanbieding aan die heidene. Paulus haal nooit Matteus 28 aan of gebruik dit as opdrag nie. Ons opdrag is die evangelie van genade wat aan Paulus geopenbaar is te verkondig. Om Matteus 28 vandag te gehoorsaam, verwar ons die programme. Die regte verdeling van die skrif bring vir ons duidelikheid en bied vir ons vertroue en geloof om te doen dit waarvoor ons geroep is. Matteus 28 is die opdrag vir Israel. Paulus se boodskap is die genade opdrag vir die liggaam van Christus. Ek vra die vraag en ek maak klaar. Moet die liggaam van Christus vandag steeds alles volg en doen wat Jesus met die groot opdrag beveel het? Ek en jy verwag nie 'n aardse koning. Ek en jou koning gaan ons kom haal en woon in ons harte. Hy is die koning van die konings en hy is die Here van die Here. Amen.